vraag was en ons ook gevra, dink ons kerke moet meer preek oor evolusie en wetenskap. En ek het bietjie gedink oor daai ene en ek het gedink aan dit kan 'n 2-faktor gestel word. Aan die een kant wetenskaplik gewys, ja, want ek meen hoe baie het die Bybel nie al verander nie en hoe die Bybel al gegroei het in terme van wat jy 'n applikasie op jou foon kan oopmaak en jy kan gou 'n Bybelversie daar gaan soek in plaas van om 'n Bybel uit te trek en deur die Bybel se vinger of deur die blaaie te blaai. Tegnologie het ook so gegroei dat elke persoon op aarde nou al toegang het tot die internet. Hulle kan enigiets gaan navors as hulle wil, in plaas van 'n boek ook uit te haal. So ek glo tegnologie is 'n groot ding wat bydra tot Christendom ook nou al, in terme van om dit maklik te maak. Die ander wat ek gedink het is die evolusie. En ons praat nie van mense wat ape was en daai goed nie. Nee, dit is nie reg nie. Evolusie in terme van hoe die Bybel ook al gegroei het. Al die vertalings wat al plaasgevind het en hoe die Bybel ook al verander het. Ek meen, daar's nou al hoeveel vertalings na die tyd Hebreëus en mense gaan mos nie Hebreëus leer nie. So hulle gaan nou verder leer in die nuwe taal, die nuwe vertaling wat uitgekom het. En hoe dit moderniseer het ook nou al. Ek weet nie. Maar as jy praat van jy moet preek oor tegnologie, dink ek dit is 'n goeie ding, dit is 'n goeie voorbeeld omdat dit die, kom ons sê, main source op die oomblik in ons sosiale lewe is. Maar dit moenie die hele preek moet nie gaan oor tegnologie nie. Jy moet tegnologie gebruik om Christendom uit te straal of uit te deel vir die wêreld. En jy moet nog steeds 'n preek kan terugbring tot en met daai punt. So jy moenie nou gaan en sê, hoor, kom vandag preek ek oor die rekenaar en YouTube en dit is hoe sleg YouTube is nie. Dit is nie waarvan ons praat nie. Maar gebruik vandag se tools om meer uit te reik na die jong mense. Is ek reg as ek dit sê? Ja, want daar's baie mense wat vandag ook besluit om aanlyn kerke te kyk in plaas van in die kerke in te kom. Kan vir verskillende redes wees hoekom hulle dalk nie toegang het vir vervoer nie, of mense wat selfs oorsee sit wat nie Afrikaanse kerke kry nie en dan stuur familielede vir aan, dan kan hulle aanlyn kerke ook kyk. So dit help nogal grootliks ook baie daarvan. Maar dit kom op neer, ek dink nie noodwendig net op die spesifieke vraag van evolusie of wetenskap of tegnologie of so nie. Ek dink dit kom neer op hoe 'n dominee ook sy preek hanteer teenoor die gemeente. Veral as dit kom by ons jong mense. Jy laat my nou dink aan actually 'n baie goeie ding. Eerste preek wat ek by Tuine beleef het was toe Dominee Johnny nog met 'n PlayStation remote gestaan het op die verhoog of op die voor in die kerk, en dit het my gevang en ek het gewonder maar hoe preek hy nou met sulke snaakse goed in sy hande, want die kerk wat ek vooraf gekom het nie so iets gedoen nie. En ek sal dit nooit vergeet nie. Hy het gepraat oor beheer en hoe mense in beheer verloor, maar God is altyd in beheer. En dit het my nogal gevang. Toe dog ek, ja, hier is 'n jong kerk vir my. Ja, maar dit is baie soos wat Dominees Erika of Dominees Johnny ook baie doen met ons kinderkerke en ons jeugaande. En ek dink dit is waar Tuine dalk miskien 'n stap in die regte direksie is. Erika het een aand 'n preek gedoen vir ons jeug, vir ons seniorjeug, oor hoe God jou skoon maak, die natuurlike wyn en die water en hoe God jou vul en hoe hy daai sondes kan wegvat. En dit het die kinders se attention gegrab en hulle het onthou wat sy gesê het. Dominees Johnny het een oggend met kinderdiens, het hy laat al die kindertjies, laerskoolkindertjies, kleuterskoolkindertjies, hulle het almal voor toe gekom en hy het laat hulle elkeen 'n beurt kry om te help om 'n kershand te steek. Om te sê byvoorbeeld, dit is hoe die Here liggies aansteek in ons lewe, hoe die Here ons pad verlig, hoe die Here seker maak ons hou aan brand. En ek dink daai kindertjies sal dit onthou. En ek dink dis is sulke goed wat die kerke meer moet gebruik. Dit is nie noodwendig tegnologie of wetenskap nie, maar dit is 'n stap in die regte direksie om vandag se sosiale visie, kinders moet sien, kinders moet beleef, verstaan, en dan gaan hulle verstaan en hulle gaan onthou.
En ek dink dit is waarop dit neerkom. Ja. En dit is hoe ons die kerke ook gaan kry om bietjie voller te raak met ons jeug, want dit gaan attention grabbing wees. Ek weet, jy moenie dalk dit sê oor Christendom nie, maar die Here is tog attention grabbing. En no matter hoe jy dit doen, as dit vir die Here is en is uit jou hart uit, why not? Die derde rede, die kerk voel anti-wetenskap. Baie jong volwassenes voel soms, nou moet hulle kies. Of ek hou my brein, of ek hou my geloof. Of ek dra 'n wit jas, of ek dra 'n Bybel. Maar dis 'n valse keuse. Jy hoef nie jou brein met die kerk deur af te gee nie. Jong volwassenes leef in 'n wêreld van medisyne en tegnologie, en sielkunde, en data, en navorsing, en wetenskap. Wanneer die kerk klink asof wetenskap die vyand is, dan skep dit 'n spanning. Die kerk behoort nie bang te wees vir goeie vrae nie. Die wêreld is God se wêreld. Waarheid is nie God se vyand nie. Navorsing kan eintlik aanbidding verdiep. Ons moet jong mense help om met verwondering te dink. Moenie vra nie, maar kom ons vra saam voor God. Nie wetenskap is gevaarlik nie, maar hoe ondersoek ons God se skepping met nederigheid? Dit is so, partykeer praat ons asof 'n mikroskoop en 'n Bybel nie in dieselfde kamer mag wees nie. Asof die Bybel allergies is vir laboratoriums. Maar jong volwassenes wat medies en ingenieurswese en biologie, data of tegnologie bestudeer, hulle het nie minder geloofsvorming nodig nie. Inteendeel, hulle het nog meer nodig. Hulle moet hoor, jou denke behoort aan God. Jy kan vir 'n oomblik ook hier stop en daaroor reflekteer en hoe 'n mate sit daar waarheid in hierdie rede dat die kerk anti-wetenskap is.